Amen. Ek het mos 'n geleerde man, het julle geweet. Vir die wat nie geweet het nie, ons het navorsing metodiek gehad in die universiteit en ek wil 'n bietjie navorsing doen hierso. Kan ek sien wie van julle wil hemel toe gaan? Steek op julle hande. Is daar iemand wat sy hand nie opgesteek het nie? So almal wil hemel toe gaan, hè? Ek steek ook my hand, ek wil hemel toe gaan. Goed, ek doen navorsing hier. Is almal se hande op? OK, almal wil hemel toe gaan, hè? OK, wie wil nou hemel toe gaan? Wil jy nou gaan? Nou? Dis net 2 wat nou wil gaan. Die ander wil nie nou gaan nie. Ek wil ook nie nou gaan nie. Ek wil hemel toe gaan, hè? Die meeste van julle almal wil hemel toe gaan, maar nie almal wil nou gaan nie. So ons gaan nie almal nou hemel toe nie. Ons is nou hier op die aarde. God het ons op die aarde gesit vir 'n spesifieke doel. Ek wil ook nie nou hemel toe gaan nie, maar ek wil hemel toe gaan. Dis die navorsing wat ek nou gedoen het. So ek is tevrede met die uitslag, maar die uitslag 100% is 100% van ons gaan sterwe. Is dit waar? Dis waar. En almal wil hemel toe gaan. Goed, kom ons bid net saam. Here, dankie vir die voorreg wat ons kan weet dat ons almal wil hemel toe gaan. En U maak dit vir ons moontlik om hemel toe te gaan. Maar ons wil nie nou gaan nie, Here. Party ek wil nie nou gaan nie. Want ek weet elke van ons is nog 'n werk hier op die aarde om te doen. En ek wil bid dat U ons sal help dat ons werk sal doen tot eer van die naam in die naam van Jesus. Ek wil bid, Here, dankie, dis Vadersdag. Ek dankie vir elke vader. En God het 'n werk vir die vaders gegee op die aarde. En ek wil bid, Here, dat wanneer ons hier uitgaan, dan sal ons presies weet volgens die woord van God wat is goddelike vaders. Help ons in Jesus se naam. Dankie, ons wil hierdie diens volkome aan U oorgee. En ons bid dat die Here se wil sal geskied in Jesus se naam. Amen. Jy kan eens dit plekke inneem. Kan ek net sien die vaders, hoeveel vaders is hier so? Mevrou, julle moet tel hier. Is julle almal vaders? OK. Ek het uitgevind dit is maklik om 'n vader te word. Want ek is ook 'n vader. Dit is maklik om 'n vader te word. Maar is 'n ander storie om 'n vader te wees. Maklik om 'n vader te word, maar nie so maklik om 'n vader te wees nie. Is dit waar, vaders? Maklik om 'n vader te word, maar om 'n vader te wees is 'n ander storie. En dis waar ons gaan praat in die woord van die Here, goddelike vaders. Ek gaan na die tyd vra vir mense om getuienis te lewe. Ons gaan eers preek, is dit reg so met julle? Julle moet maar net dit aanvaar. Alright, kom ons lees saam uit die woord van die Here. Ek wil die tema van my woord, soos ek reeds gesê het, is mos goddelike vaders. Daar's 'n verskil tussen om 'n vader te wees en 'n vader te word. Daar's al lank al 'n aanslag op die vaders. En ons wat vaders is, goddelike vaders, moet dit weerstaan in die naam van Jesus. Die enigste antwoord op dit is goddelike vaders. Josua het gesê, ek en my huis, ons sal die Here dien. Josua het vaderskap aanvaar en hy het gesê, ek en my huis, ons sal die Here dien. Hoekom? Party mense sê vandag, ek en my huis sal die Here dien, maar dan wil hulle nie die Here dien nie, want die Vader is ook nie eintlik altyd 'n voorbeeld om die Here te dien nie. Maar Josua was 'n voorbeeld. Hy sê, ek en my huis, ons sal die Here dien. Navorsing, ek is op navorsing vandag, maar dis nou die laaste storie van navorsing. Daar in die Kreer Wildtuin en die Wildtuin het hulle op een slag die groot bulle uitgehaal uit die wildtuin, uit die olifantbulle, hoor? Olifantbulle, hulle het uitgehaal. En toe besef hulle maar die jong olifante maak moeilikheid. Hulle breek die drade, hulle spring, hulle breek die bome af en hulle is heeltemal buite beheer. En die wetenskaplike mense sê, jong, ons weet nie wat ons kan doen nie, ons kan nie al hierdie jong olifante nou doodskiet nie. Kom ons bring die bulle terug. En toe hulle die bulle terugbring, toe sal weer kalmte onder die olifante. Dis die waarheid wat ek nou sê.
Selfs in die huisgesin sonder vaders is daar anargie, daar's goeters, maar ons as vaders moet weet wat ons werk is. Hoorie dames en here, as ek vandag preek, dan preek ek ook vir myself hoor. Ek sukkel met hierdie goeters. En as ons sukkel is dit goed, want dan weet ons dat die Here is daar om ons te help. So ek preek nie vir julle nie, ek preek dit vir myself. Ek sukkel waar ek vandaan kom en hoe ek gelewe het en hoe ek vandag is dit anders te gewees. Misdaad, verhoudings, navorsing, ek het nou gejok, dis die 3de keer wat ek oor navorsing praat. Misdadigers, daar's mense wat misdadigers ondersoek, hulle noem hulle, ek weet nie wat presies nie, maar omtrent 100% van al die misdadigers is mense wat nie goeie vadersfiguur in die lewe gehad het nie. Kan julle weet dit is so? Vader is 'n belangrike persoon. Misdaad, verhoudings, vaderskap is 'n sentrale tema in die Bybel. Ons moet nooit wegkyk nie. Dit is 'n sentrale tema, vaderskap. Wie is ons Vader? Ek wil vir julle lees die gebed van apostel Paulus, wat hy gebid het in Efesiërs 3 vers 14 en 15. Kom ons lees dit. Paulus bid vir die Efesiërs en hy sê in vers 14, om hierdie rede buig ek my knieë voor die Vader van ons Here Jesus Christus, van wie elke geslag in die hemel en op die aarde sy naam ontvang het. Ek wil dit weer lees. Om hierdie rede buig ek my knieë voor wie? Voor die Vader van ons Here Jesus Christus, aan wie elke geslag, hierdie woord geslag beteken ook vaderskap, in die hemel op die aarde sy naam ontvang het. God is die hemelse Vader. God is die een wat in beheer is. Die woord Vader in Grieks beteken patria. En dis ook die woord wat hulle hier gebruik vir geslag, is ook 'n familie. Dit is ook 'n patria, is patroe. Dis eintlik van wie elke geslag, elke vader in die hemel en op die aarde sy naam ontvang het. Sy gebed sê hy, ek buig my knieë voor die Vader van elke vaderskap en elke geslag, elke familie in die hemel en op die aarde. Elke familie is 'n vaderskap, sê die woord. En die hoof van elke familie, die bron, is die Vader. En elke vaderskap kom van die vaderskap van God af, want God is die hemelse Vader. Die realiteit van vaderskap, familie kom van God af, want God is Vader. Toe hulle vir Jesus gevra het, Jesus leer ons bid, toe sê hy, onse Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Die Vader, ons kan nie vaderskap, goddelike vaders wees nie, as ons nie God die Vader ken nie. Die feit van alle lewe is in die vaderskap van God. Amen. Mense wat geen sekuriteit het nie, of geen identiteit het nie, of geen motivering het nie verstaan die openbaring van God as Vader nie. As jy nie jou identiteit het nie, as jy nie sekerheid het nie, dan verstaan jy nie die openbaring. Dis 'n openbaring wat in die Bybel is. En ek wil hê dat elkeen van ons moet dit mooi verstaan. En ek self eerste, Johannes 14 vers 6 sê, Jesus antwoord hom, dis Thomas. Jesus antwoord vir Thomas in Johannes 16 vers 6. En hy sê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Wanneer ons altyd oor hierdie gedeelte preek, dan sê ons, Jesus sê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Maar die lewe waarheen en die weg waarheen? Ons los dit uit. Ek het dit al baie gepreek en dan los ek dit uit. Vanoggend wil ek dit nie uitlos nie, want ons praat mos oor vaderskap. Hy sê, ek is die weg en die waarheid en die lewe waarheen? Na die Vader toe. Jesus sê, ek is die weg en die lewe en die waarheid. Waarheen? Na die Vader toe. Niemand kom na die Vader behalwe my en deur my nie. Jesus is die weg na die Vader toe. Amen. Jesus is die weg. Dit is die eindpunt, is die Vader. God die Vader. Die vaderskap kom van God. Dis die voltooiing van die reis om by die Vader te wees. Die gebed van Jesus, kom ons lees dit in Johannes 1 vers 17 sê hy, dit het Jesus gespreek
En hy het sy oë na die hemel opgehef en gesê, Vader, die uur het gekom, verheerlik u seun, sodat u seun u ook kan verheerlik. 6 maal gebruik hy hierdie woorde, gebruik Jesus die woorde Vader in hierdie gebed, die tema van die gebed. In vers 6 staan daar, ek het u naam, die naam van die Vader geopenbaar aan die mense. So Jesus se opdrag is om die naam van die Vader, en hy sê dit by daai gebed, ek het u naam geopenbaar aan die mense. Vers 26 sê hy, en ek het u naam aan hulle bekend gemaak, en ek sal dit bekend maak, sodat die liefde waarmee u my lief gehad het, in hulle kan wees, en ek in hulle. Hierdie openbaring is nie voltooi nie, maar dit is voltooi by die Vader, God die Vader. Wat is 'n goddelike Vader? 'n goddelike Vader verteenwoordig God in sy vaderskap aan sy familie. 'n goddelike Vader, hoor vaders, as jy 'n goddelike Vader wil wees, dan moet jy God die Vader verteenwoordig in jou vaderskap met jou familie. Miskien was jou vader nie so, omdat hy die openbaring nie gehad het nie, en nie verstaan het nie. Vandag is dit ons geleentheid, my geleentheid, ek en jy as vader, wat die Here vir ons sê uit sy woord uit, ons moet God verheerlik in ons vaderskap, en die manier hoe ons vaderskap uitleef, om goddelike vaderskap te verstaan, en dit uit te leef onder God as Vader. Dis nooit te laat nie, vaders. Dis nooit te laat nie. Dit is op 'n laat stadium wat ek in my lewe hierdie openbaring gekry het. En dit het my lewe verander, en dit my familie verander, en dit alles verander, dank die Here, dat hy, en ek wil vir elkeen van julle sê, ons moet hierdie openbaring kry, dat ons God verteenwoordig in ons familie as vaderskap. En miskien was jou pa nie so nie. Die einde, die destinasie is Vader. Jesus het altyd uit alles gedoen en die Vader se naam verheerlik. Oral in die Bybel, jy lees, die Bybel sê Jesus het alles gedoen om die Vader se naam te verheerlik, deur sy optrede, deur alles. Goddelike vaders ken die hemelse Vader en doen alles vir hulle familie, vir hulle vroue en hulle kinders uit liefde. Die eerste versie gelees, om die Vader te verheerlik, sodat hulle ook die Vader kan ken, en die nalatenskap kan hulle kinders dit ook kan oordra. In Openbaring 22 vers 3 lees ons, en daar sal geen enkele vervloeking wees nie, en die troon van God en van die Lam sal daarin wees, en sy diensknegtes sal hom dien, en hulle sal sy aangesig sien, en sy naam sal op hulle voorkop geskrywe wees. Wat 'n naam? Die naam Vader. Jesus het gesê, Abba Vader, Vader, Vader. Vader speel 'n belangrike rol, en as ek en u die hemelse Vader ken, dan kan ons ook vaders vir ons kinders wees. Die naam op die voorkop, Vader. Dis wat daar geskrywe staan, Vader, Vader. En jy het die waarheid om die naam te begryp en deel daarvan te hê. Dis nie die kinders van die Here wat goddelike vaders kan wees, en dis net hulle wat die openbaring kennis het, en dis net hulle wat die God die vermoë gee om vaders te wees. Dit begryp en leef uit daar. Daarom is dit op jou voorkop geskryf. Die van ons wat gedoop is in die Heilige Gees en wat vaders, ons Vader, ons verteenwoordig sy familie voor God. En hy doen, hoe doen ons dit? Die vraag is, hoe gaan ek en jy dit doen? 'n straatevangelis het in die straat, julle weet straatevangelis wat die evangelie van God verkondig, hy het een keer dit verkondig, en hy het vir 'n man gesê, God wil jou vader wees. Hy het die evangelie kom verduidelik, en gesê, God wil jou vader wees. Die man kyk hom so, hy sê, die mens wat ek die meeste haat in my lewe is my vader, en jy wil vir my kom vertel, God wil my vader wees. Nou wat 'n soort vader wil God dan vir my wees, want ek haat my vader. Daar is baie mense wat hulle sê, hulle haat hulle vader. Julle kyk my ernstig, nee, maar dit is so. Daar is baie mense sê, ek wil niks met my pa uit te doen nie, ek haat hom.
Hoekom? Want hy het nie goddelike vaderskap vir sy kinders geleer nie. Praat met myself vanoggend, kinders van die Here. Kom ons besef dit een ding, dat God wil ons vader wees, maar hoe gaan God jou vader wees as jy jou vader haat hier op die aarde? En hy sê, ek haat hom met my hele lewe. Kinders kry hulle eerste indruk van God by hulle vaders. Hoe vaar jy? Kinders kry hulle eerste indruk van God by hulle vaders. Hoe vaar jy? Ek wil 1 Korintiërs 12 vers 3 vir julle lees. Maar ek wil hê dat julle moet weet dat Christus is die hoof van elke man, en die man die hoof van die vrou, en God die hoof van Christus. Die hiërargie van vaderskap word hier in 1 Korintiërs 11 vers 3 mooi verduidelik. Ek wil hê dat julle moet weet dat Christus is die hoof van elke man, en die man die hoof van die vrou, en God die hoof van Christus. Dit is God, die Vader, dan is dit Christus, dan is dit die man, dan is dit die vrou, dan is dit familie. Dit is hoe God werk. God, die Bybel werk. 'n man is verantwoordelik om Christus te verteenwoordig aan sy vrou en aan sy familie. Dis my plig en jou plig, Vader, om Christus te verteenwoordig by jou familie. Die man is die verteenwoordiger van Christus. En hy is die priester, die profeet en die koning. Dit staan in die Bybel geskrywe. Nou wil ek wil hierdie 3 punte praat. Die priester, die profeet en die koning. Daar is baie mans wat hulle kinders, vriende moet hulle kinders wees. Waar vat jy jou kinders heen? Die daad ook nog gedrink het ek gesien, ek het dit gesien. Baie keer vat 'n ou sy kind na die drankplek toe, waar hulle drink. Vader, is dit hoe jy jou kind groot maak? Om saam om kroeg toe te vat, ek bedoel kinders, en saam met hom drankies drink en lekker lewe te lê, of vat jy hom kerk toe? Wat is jou besluit? Hoe gaan jy jou kinders groot maak? Is jy die een wat alles toelaat dat jou kinders doen, of is jy die een wat dissipline bring by jou huis? Die Vader. Die lewe, die wêreld loop en val by vaders vandag. Is dit 'n ernstige woord, maar dis ook 'n ware woord. En baie vaders het opgegee, die vrou is nou die hoof van die huis, en sy maak net soos sy wil. En sy moet alles doen daar. 'n Vrou is nie gemaak om dit te doen nie. In die Bybelse tyd het die vrou die kind opgegroei tot 'n sekere tyd, gekyk in die Ou Testament, en dan gaan hy na die Vader toe, om hom te leer van priesterskap. So die Vader, ek en u, is 'n priester, die profeet en die koning. Wat is die werk van die priester? Die priester in die Bybelse tyd het offers gebring. As ons dink aan priester, dan dink ons aan offers, is dit nie so nie. Want die offer, die priester het 1 keer 'n jaar gegaan en offers gebring vir, so ek as vader, my plig om ook offers te bring vir my familie, vir my kinders. Die man is verantwoordelik, hy is die priester. Hy is in die Ou Testament het hulle offers gebring, diere geslag, en dit was die priester. Ek moet dit doen. 'n Groot offer is vandag, dis my plig, vaders, dis u plig, my plig, om offers te bring na God. Hoe doen ons dit vandag? Vandag is daar nie meer, ek moet nie skape gaan slag en bloed en dit nie. Vandag moet ek offers bring na God toe, met my woorde, om te bid vir my kinders, om te intercede, om te sê, ek is die priester van die huis, en ek bring my kinders voor die Here, en ek bid vir hulle, en ek vra dat die Here my kinders moet help, dat hy moet my deurdra. Ek bring 'n lofoffer na God toe, en ek sê, Here, help my kinders, dis my werk. Vaders, my en jou werk, almal wat hulle hande opgesteek het, was vaders. Dis deel van jou werk, om vir jou kinders in te tree, vir jou vrou in te tree, om vir hulle te bid, en die priester te wees, sodat hulle beskerm kan word, en wees dankbaar. Begin bid vir die mooi goed in die lewe van jou vrou en jou kinders. Ek het 'n ervaring gehad, ek het probleme
ons het almal probleme met ons kinders, baie kinders is stout en baie is so en so. En ek het die gewoonte gehad om te bid en ek sê, kom ek wil nie die goeders word ons baie keer afgetyp, ek wil nie my familie in die moeilikheid bring nie. Dan bid ek en sê ek wil 'n ander naam noem. Here, help vir hierdie kind wat verslaaf is aan dwelms en hy wil dit nie los nie en ek sê hy is onder die verkeerde invloed en hy's die en hy's daar en ek kla hom aan eintlik by God. En die Here het in my hart gepraat en hy my gesê, hoorie, dis nou hierdie week, wat doen jy? Hoekom kla jy jou kind aan by God? Hoekom kla jy jou kind aan by my omdat hy dwelms gebruik? Hoekom kla jy hom aan omdat hy nie wil luister nie? Jy doen die werk van die duiwel, man. Die Here het my gesê, hoor vaders, jy moenie jou kinders aankla nie. Praat liewer oor die mooi goed. Want die duiwel is die aanklaer. Hy is die een wat aankla. Ons moet anders te bid oor ons kinders. Hoor wat ek vir julle sê. Bid liewer die mooi dinge. Sê, Here, dankie dat hierdie kind vir my gegee het. Dankie vir dit en dankie vir dit. En wees dankbaar. En help hom, Here. Ons moet anders te bid. En ek kyk vir party mense wat sukkel met ons vaders, vrouens, bid vir jou man. Hy is die vader van die huis. Wanneer hy sukkel en te kere gaan, dis omdat hy nog nie openbaring gekry het van vaderskap nie. Dis hoekom hy so sukkel. Ek het al baie oor in hierdie kerk gepreek. Ek het nie die openbaringskap van vaderskap gehad lank in my lewe nie. En die een wat my gehelp het om dit te leer, is my vrou wat 5 jaar lank vir my gebid het. En vrouens, hou aan om te bid vir julle man. Bid vir hom sodat hy die openbaring van vaderskap kan verstaan in sy gees in. Dat die Here vir hom sê, hy is die vader, hy is die priester van die huis, hy moet intree. Daar's baie vaders vandag wat nie intree nie en hulle weet ook nie eens eintlik hoe om in te tree nie. En ek praat van myself want ek weet waar ek vandaan kom. Praat ek kwaai met julle vandag, maar vat die woord van die Here, laat dit nie kwaai sal wees nie. Jy's die priester, Vader. Jy's die een wat moet intree, jy's die een wat moet offers bring, jy's die een wat moet bid vir jou kinders en instaan vir jou vrou, en jy moet hulle beskerm, en jy moet hulle help. Priester, bid die mooi dinge, moet nie hulle aankla voor, soos die duiwel nie, en kyk hoe verander hulle God hulle lewens, en sê dankie vir God, vir jou familie. As jy nie iets goed oor jou familie kan bid nie, bly dan liewerste stil. As jy nie iets goed oor jou familie kan bid nie, bly liewerste stil. God het vir jou daai kind vir jou familie gegee. Dis maklik om 'n vader te word, né? Ek wil Job 1 lees. Ja, julle ken vir Job. En ek wil iets uithaal daar by Job, net een gedagte. In Job 1 ek wil vers 2 lees, ons ken Job. Ek het net iets daar gekry van priesterskap. Wat het in die Ou Testament gebeur, in Job 1 vers 2 lees ons, julle moet 1 tot 5 lees as julle kans het, en daar staan, ons ken Job, God het eintlik gepreek met Job en gesê, is 'n man wat so is, en die duiwel het, ons ken dit, hy het baie rykdomme gehad, beeste, skape en die hele gedeelte, maar vers 2 sê, en vir hom is daar 7 seuns en 3 dogters gebore. Job het alles verloor. Hy het sy familie verloor, sy kinders en alles, hy het alles verloor. En Job het offers ook vir sy kinders gebring, as ons dit verder lees. En Job het offers vir sy kinders gebring, maar toe het hy sy kinders verloor, sy kinders is dood. En nou sal ons sê, maar nou, wat help dit dan nou vir Job om offers te bring, want hulle is almal dood. Job het oorgebly, het op 'n ashoop gaan sit. In vers 42, Job 42 vers 12 lees ons, vers 11 sê, al sy skape, sy beeste, sy kamele, alles het verdubbeld. Daar het 'n dubbele hoeveelheid skape, beeste en alles gekom. En daar staan in vers 12 van Job 42, daarby het hy 7 seuns en 3 dogters gehad. Job het vir sy vriende gebid, en nadat sy kinders oorlede is, alles gebeur het, staan daar, en hy het 7 seuns en 3 dogters gehad. Hoekom sê hulle 7 seuns en 3 dogters?
Hoekom sê hulle nie 14 seuns en 6 dogters? Hoekom het dit nie verdubbeld geword nie? Ek dink dis 'n openbaring, want sy 7 seuns wat hy gehad het wat dood is, as gevolg van sy offers en sy gebede en alles, is sy kinders wat dood is by God. Dis hoekom dit nie nodig was vir hom om nog weer 7 seuns en 7 dogters kan. Is dit vir u 'n openbaring en dink julle dit is so? Ek het dit nie in die Bybel gelees nie, maar ek weet dit is so. Want as jy vir jou kinders bid, wanneer jou kinders te sterwe kom voor jou, dan gaan hulle by God wees, en omdat hulle die Here aangeneem het. En hy het ook mos gebid vir sy vriende. Die Here het gesê, jy moet gaan bid vir jou vriende. 'n Priester bid vir sy vriende, en dit is die werk van 'n vriende Job. Verskyn nie goed hier. Sorry, ek het nie agtergekyk nie. Ek wil nog 'n paar versies, nog ietsie leer oor priester. Die Paasfees, Eksodus 11. In Eksodus 11 het God 'n opdrag gegee aan Moses, en hy het gesê dat hy moet 'n slag, en dit is die Paasfees wat oorgaan. En ek wil net Eksodus 11 vers 3 en 5 net vir julle lees, sodat ons net bietjie daar kan stil staan wat God 'n opdrag gegee. Vers 11 sê, Eksodus 11 vers 3 staan daar: en die Here het aan die volk guns verleen in die oë van die Egiptenaars. Ook was die man Moses baie groot in Egipteland en die oë van Farao. Toe sê Moses, so het die Here gespreek: omtrent middernag trek ek uit dwars deur Egipte. Dan sal ek al die eerstegeboortes in Egipte land sterwe, van Farao se eerstgebore af, wat op sy troon sit, tot die eerstgeboorte van die slavin agter die handmeel en al die eerstgeboortes en sy vee. So God het aan Moses gesê dat hy sy vyand doodmaak en dat hy die eerstgeboortes mense sal doodmaak. Eksodus 12 vers 22 en 23 lees ons Eksodus 12 vers 22 en 23. Wil ek net hierdie gedeelte vir julle lees wat het gebeur. En Moses het toe al die oudstes, vers 21, van Israel laat roep, en aan hulle gesê, gaan haal vir julle klein vee, vir julle families, en slag die Pasga, en neem 'n bossie hyssop, en steek dit in die bloed wat in die skottel is, en stryk dit aan die bo-drempel, en aan 2 deurposte van die bloed wat in die skottel is, maar niemand van julle mag uit die deur van die huis uitgaan nie tot môre toe, want die Here sal deurtrek om die Egiptenaars swaar te sterwe. Here het 'n opdrag gegee, neem 'n bossie hyssop, steek dit in die bloed van die skottel en smeer dit aan die lintels. Wie moes dit gedoen het? Die Vader. Dis die Vader wat die Here opdrag gegee het om die bloed aan te smeer. Die Vader, die priester van die huis, die hoof, hy moes dit gedoen het. Die Vader is die een wat, die Vader het 'n groot werk, kinders van die Here. En dit is wat gebeur by nagmaal Pasma. Nog 'n paar, in Markus 9 vers 22, die kind wat aan maansieke kind, en Jesus sê vir hom, wat dit betref, vir die vader van hierdie kind, die vader het die kind na Jesus gebring, en gesê, Here, hierdie kind kry vallende siekte, hy het epilepsie, en Jesus sê vir hom, wat dit betref, as jy kan glo, alle dinge is moontlik vir die een wat glo. En vers 24 sê, en dadelik roep die vader van die kind met traan uit en sê, ek glo, Here, help my in my ongeloof. Die vader het die kind gebring, en hier is Jesus sê, as jy glo, is dit alle moontlik. En hy sê, help my, Here, sodat ek kan glo. God hou vaders verantwoordelik om jou geloof vir jou kinders ook te hê, kinders van die Here. Dit staan hier geskrywe. Hy sê, as jy glo, is alles moontlik. Vader, as jy glo, is alles moontlik by jou kinders. As jy glo, is dit moontlik dat jou kinders die dwelm sal los. As jy glo, is dit moontlik dat die kinders die regte ding sal. Jy moet glo. En God het die kind genees, want die Vader het die kind gebring, en sodat hy genees kan word.
In Handelinge 16 vers 21, die tronkbewaarder, julle ken die gedeelte toe Paulus en Silas in die tronk was en hulle het lofliedere gesing 12 uur in die nag en daar het aardbewing gekom. En wat het gebeur? Toe sê hulle het vir die tronkbewaarder gesê, toe sê hulle, glo in die Here Jesus Christus en jy sal gered word, jy en jou huisgesin. Paulus het vir die tronkbewaarder gesê, glo in die Here Jesus en jy sal gered word, nie net jy nie, jy en jou huisgesin. Wanneer God die Vader red, dan red hy ook die huisgesin, meeste van die gevalle. Vaders, julle speel 'n belangrike rol. Wanneer God jou red, dan red hy jou, jy en jou huisgesin. Die tronkbewaarder sal gered word, die vader van die huishouding en ook sy hele huisgesin. Hy het die autoriteit, dis die priester. Die priester, as jy die priesterrol speel, dan het jy 'n autoriteit ook oor hierdie dinge. Kom ons praat oor die profeet. Die profeet, die tweede punt, nommer 3 by my, verteenwoordig God. Kom ons lees Efesiërs 6 vers 4. En julle vaders, moenie julle kinders vertoren nie, maar voed hulle op in die tug en vermaning van die Here. Wie se plig is dit om jou kinders op te voed, sê die woord? Vaders, jy moet hulle opvoed in tug en vermaning van die Here. Baie mense sê, die kinders, altyd die phenomenal laities, ek wil soos my pa wees. Ek wil soos my pa wees. Jou kinders wil soos jy wees, en hoe is jy? As jy 'n goddelike vader is, sal die kinders soos jy wees, maar hoe wil jy wees? Ek wil soos my pa wees. Ek het al gesien dat kinders, die pa is sleg, maar hy sê, my pa is die beste. My pa is die slimste. Vra die onderwysers, die kinders sal altyd van hulle pa goed praat. Is dit waarheid wat ek praat vanoggend, kinders van die Here? As ek wil julle aanmoedig, kom ons moedig die pa's aan. Kom ons moedig aan dat my kinders van my goed sal praat, maar dat ek goed sal wees, dat ek 'n goddelike vader sal wees deur die genade van die Here. Ek hoor baie, ek is nog steeds by die skool betrokke. Ek wil soos my pa wees. Ek wil soos my pa wees. Hoe is jy, vader? Is jy so 'n goddelike vader, dat die kinders wat soos jy wil wees, dat hulle by die Here sal uitkom, omdat hulle soos jy is? Kolossense 3 vers 21 lees ons, vaders, moenie julle kinders sterg nie, sodat hulle nie moedeloos word nie. Vaders, dissiplineer jou kinders, maar moet hulle nie moedeloos maak nie. Dis goed om jou kinders te dissiplineer. Die wet sê mos jy mag nie die nie, jy mag nie daai nie. Dissipline is 'n ander ding. 'n Goddelike vader dissiplineer sy kinders sodat hulle kinders hou van dissipline. Hulle hou van dinge moet wees soos dit moet wees. Weet julle dit? Dit is so. Dit is so. My eie huis, praat uit my huis uit. My dogter het met verkeerde mense die mekaar geraak. En ek het haar geroep eendag, ek sê, hierdie vriende van jou is nie regte vriende nie, hulle gaan jou, en is my dogter het geluister vir my, en dis die eerste keer wat ek ooit met haar daaroor gepraat het, en dit was moeilik, want sy sê, maar, jy weet mos, jong kinders, nee, maar ek is lief vir die man. Ek sê, lief vir hom, joh. En, na dit, toe sy uitgebreek het, of wat noem hulle, het sy teruggekom na my toe, en sê, dankie, pa het my gehelp. As ek het net so gelos het, waar sou my kind vandag gewees het? Ons as profeet moet ons staan, ek het 'n vriend gehad, as hy 'n mooi meisie, sy dogter, as iemand daar kom, hy kyk hom net so, hy sê, hey, gaan vat pad hierso, ek soek jou nie by my dogter nie. Ons moet ook ons kinders oppas, dat hulle nie moet verkeerde mense, dis my plig, dis jou plig, vader. En baie keer is dit moeilik. Maar as jy dit doen, dan is dit goed. God, waar is ek nou by, dissiplineer jou kinders, jy is die profeet, jy moet kyk na hulle. Deuteronomium 11 vers 18 sê, vaders, bring julle kinders in jou geestelike lewe
en verhouding met God. Dis wat jy doen. Vers 18. Lê dan hierdie woorde van my weg in hulle hart en in julle hart en in julle siel en bind dit as teken op julle hand. Laat dit soos 'n voorhangsel bind tussen julle tussen julle oë wees en leer dit aan julle kinders. Deur daardeur te spreek as jy in jou huis sit en as jy op die pad is en as jy gaan lê en as jy opstaan. Laat jou kinders onthou van iets wat gebeur het toe jy in hulle teenwoordigheid gebid het. Dis wat ek eintlik sê. Die Here sê vir ons in Deuteronomium, ons moet ons kinders die weg wys. Soos Jesus die weg gewys het, is ons Vader se plig. En is goed om saam te bid die kinders. Is goed om saam met hulle te bid, dat hulle sien dat God doen wonderwerke en hulle sal dit nooit. Ek is nie 'n wonderlike vader nie, maar ek het gebid vir my kinders en my vrou. My een kind het epileptiese aanvalle gekry. Die Here het hom gesond gemaak en hy onthou dit tot vandag toe. En hy dien nog die Here tot vandag toe. En ander dinge wat gebeur het. Dis goed dat die kinders sien hoe God werk in die familie. Is dit nie so nie? En jy moet hulle betrek daarby. Sê kom laat ons bid. Die ander kleinkind nou die dag, toe die hoender dood daar en die hoender lê daar, en julle weet mos kinders is anders soos oor hoenders, en ek sê vir my vrou, vat net die kind en ek vat die hoender en ek gooi hom in die asblik, en ek het mos ander hoenders. Die volgende dag hier loop 'n ander hoender. Sy roep my vrou, sy sê ouma, kom kyk oupa die hoender gefiks. Dis net bietjie humor. Dis nie wat ek bedoel. Laat jou kinders onthou. Hebreërs 11 vers 7 sê, deur geloof het Noag, toe hy 'n goddelike waarskuwing ontvang het, aangaande wat nog nie gesien was nie, eerbiedige vrees gehad en die ark gereed gemaak tot redding van sy huisgesin, waardeur hy die wêreld veroordeel het en 'n erfgenaam geword het van die geregtigheid wat volgens die geloof is. Noag het die ark gebou, hy en sy huisgesin is gered. Hy was die profeet, hy was die koning, hy was die een wat die ark gebou het. Noag het as vader geweet hoe om sy familie te beskerm as 'n profeet. As vader het hy geweet hoe om hulle te beskerm as profeet. Nou gaan ons na koning toe. So ons weet nou wat is die werk van die priester, die koning en die profeet om te beskerm en die koning. 1 Timoteus 3 vers 4 en 5, die pligte van opsieners. Opsieners is regeerders. 1 Timoteus 3 vers 4 sê, een wat sy eie huis goed regeer. Hy is die koning, hy regeer sy huis en sy kinders met alle waardigheid in onderdanigheid hou. Maar as iemand nie weet om sy eie huis te regeer nie, hoe sal hy vir die gemeente van God kan sorg? Die Here sê vir my en vir jou Vader, dat ons moet begin by ons is die koning eerste van ons huis. Ons moet ons huis goed regeer. En hoe, as ons nie ons huis goed regeer nie, hoe sal ons vir die gemeente sorg? Sonder autoriteit is daar anargie. Julle ken die storie van Abraham en Lot. Abraham het die Here geseën. Abraham is die vader van die geloof. En die dag toe Abraham het mos ryk geword en hy en Lot het onder ons gehad oor die diere en alles, en Abraham het na Lot gekom en gesê, is nou tyd, ons moet nou skei, want ons mense beklei te veel. En hulle het op 'n berg gaan staan en het gekyk, en Abraham het vir Lot gesê, jy kan kies waar jy heen wil gaan. Dis okay, jy kan kies. En Lot het gekyk, en hy het gekyk oor Sodom en Gomorra, en hy het die mooi dinge gesien, die rykdom, die goeders, maar hy het ook nie die onheil en al daai dinge daar gesien, en hy het gesê, ek wil na Sodom en Gomorra toe gaan, en God het vir Abraham geseën en hom gehelp om aan te gaan, en wat het gebeur by Sodom en Gomorra?
Lot het gekies as koning om sy vrou en sy familie en almal te vat na Sodom en Gomorra toe, waar daar rykdomme was, waar alles was, maar daar was ook baie verkeerde dinge wat daar aangegaan het. Dis die tyd waar ons nou lewe, in Sodom en Gomorra. Hy het gekies om soontoe te gaan. En God het 'n engel gestuur en vir hom gesê, ek gaan hierdie plek vernietig, jy moet uitkom daar. Lot en sy vrou het uitgegaan, sy vrou het omgegaan, en sy hele familie en almal is vernietig daar. Vader, as jy verkeerde keuses maak, om verkeerde plekke te gaan, kan die Here dalk vir jou help, en jou familie gaan ondergaan. Sy vrou het omgekyk en aan 'n soutpilaar geantwoord. Dis hoe 'n koning moet wees, om te sorg vir sy mense, om die regte keuses te maak. God gee vir jou die wysheid, Vader, om die regte keuses te maak. Wat het met Lot gebeur? Ek dink Lot het homself al baie gewonder, hoekom hy het in selfverwyd gelewe, hoekom het hy sy familie soontoe gevat? Hy was 'n verkeerde vader, verkeerd opgetree as vader, en dis hoekom hy sy familie soontoe gevat het, verkeerde dinge gedoen. Vaders, wat ek vir u vra, waar lê jy jou familie in? As jy nie 'n goddelike vader is nie, is jy in gevaar om die pad van Lot te loop. Wonder maar net ek seker hy was spyt. Waar vat jy jou kinders heen? Waar vat jy jou familie heen? Na watter plekke toe gaan jy? Wat doen jy? Watter soort koning is jy dan? As jy jou kinders en jou mense na verkeerde plekke toe gaan en sê nee, die is reg en daai is reg. Elkeen van ons weet wat reg is en verkeerd is. Julle moet net moet hou, ek is nou klaar, hoor. Die laaste is, hoe kan jy as vader jou verantwoordelikheid nakom? Hoe kan jy 'n koning, 'n priester, 'n profeet van jou familie wees? Hoe kan jy 'n goddelike vader wees? Die eerste belangrike ding om 'n goddelike vader te wees, is dat jy God jou aanneem as jou saligmaker en jou verlosser, maar daar's net 5 punte. Jy moet erken en aanvaar jou verantwoordelikheid. God het alreeds vir jou die autoriteit gegee. Vaders, ek wil julle aanmoedig om vandag of wanneer julle tyd kan hê, weer net jou verantwoordelikheid te aanvaar en God se autoriteit te vra. Hoe doen jy dit? Jy bid net, sê Here, ek aanvaar my vaderskap en ek erken my verantwoordelikheid en ek aanvaar dit. En ek wil u bid, Here, om my te help dat ek 'n goddelike vader kan wees vir my kinders, dat ek 'n goddelike vader kan wees, dat ek kan lewe, dat ek die koning, die priester en die profeet van my huisgesin kan wees. Verneder jou voor God, Vader, want ons kan dit nie uit ons eie uit doen nie. Ons is geneig tot dinge wat nie reg is nie. Ons verneder, sê Here. Die Here sê, as jy jou verneder, sal God jou verhoog. Gaan in jou binnekamer en verneder jou, en wanneer jy verkeerd opgetree het, vra die Here, Here, help my. God is daar om jou te help, Vader, vanoggend en altyd. Vertrou God vir sy genade. God se genade is genoeg. As Vader is sy genade van ons genoeg. Gee jou alles. En hierdie is nie 'n tydelike werk nie, dis 'n ewige werk. Vaderskap begin by die dag wanneer jy vader geword het. En as jy dan 'n vaderskap het, dan moet jy weet, dis 'n long-term thing. Dis nie, vaders, vandag loop hulle sommer nie, ek like nie meer die vrou nie, los die kind hier, en dis hoe dit aangaan. Die wêreld is 'n gemors. Omdat ons as vaders nie ons werk doen nie. Omdat ons as vaders nie doen. Mense loop vinnig weg van, nee, ek like nou hierdie vrou, en dis lelike dinge wat op die wêreld aangaan. Maar ons is nie so nie, ons is goddelike vaders. Ek sien dis 'n paar wat saamstem. Weet julle, ek dink die moeilikste werk wat God op aarde vir man gegee het, is om 'n vader te wees. Dis ook nie maklik om 'n pastoor te wees nie. Dis ook 'n long-term job. Hoeveel keer, vra maar die pastoor, hoeveel keer voel ek, wel, ek moet maar gaan, ek kan nie meer nie, dit is te erg hierso. Maar die Here het jou geroep, pastoor, om 'n vader te wees,
long-term job. Jy kan nie sommer wegdraai van jou werk wat God jou voorgeroep het nie. Dis hoekom hy jou geroep het. En jy moet staan net so met jou vaderskap. Jy moet, as jy, dis maklik om 'n vader te word, maar om een te wees is 'n ander storie. Ek bid vir elkeen vanoggend vir ons dat ons vaderskap sal uitleef tot die dag wat Jesus kom. Ons het mos gesê ons wil hemel toe gaan, maar terwyl ons hier op die aarde is, moet ons vaderskap uitleef. En dit is moeilik. Die wêreld maak dit moeilik. Want vandag, in die ou tyd toe ek groot geword het my ma nie gewerk nie, want ons het verstaan hoe werk die goed, ons was nie ryk nie, my pa was die broodwinner, hy was die hoof van die huis, my ma het in die huis gewerk. Nou het al die baie dinge verander. Vrouens kry beter werk as man, werk as man, hulle kry meer geld, en nou kom maar konflik, en dan kom allerlei dinge, en dit stel jou vaderskap ook bloot aan allerlei soorte dinge. Maar jy moet staan. Vaders, kom ons staan, kom ons bid, en ons vra die Here, is 'n werk wat jy gaan doen tot jy doodgaan. As jy vader vandag is, moet jy weet jy gaan aanhou om vader te wees. En as jou kinders groot word, dan is jy nog dan verander dit, ja. Dan het as hulle eie vader, maar jy bly hulle vader. Amen. Gee jou alles. Gee jou alles. Gee jou tyd. Baie mense, ek het al oor hierdie goed gepraat, wat hulle op 'n ryk ouens en arme mense, wanneer hulle op 'n sterfbed lê, dan sê hulle nie, ek wens ek kon meer gewerk het en meer geld verdien het en meer dit en meer dit nie. Hulle sê altyd, ek wens ek kon meer tyd aan my gesin. Ek wens ek kon meer my vaderskap uitgelewe het by my huisgesin. Vaders, ek self was 'n afwesige pa. En ek kan maklik verskonings maak, ja, ek het hard gewerk en die en daai. Selfs in die harde werk kan jy nog genoeg tyd aan jou kinders afstaan. Maar dankie Here, dit is nooit te laat nie. Dit is nooit te laat nie. Kom ons hoor wat sê die Here vir ons. Kom ons hoor. Kom ons sluit net ons oë. Here, dankie vir die evangelie, die goeie nuus van Jesus. Here, ek wil bid vir elke vader en ook vir die moeders van die vaders, dat hierdie evangelie, hierdie goeie nuus, goddelike vaderskap in elkeen van ons harte wakker maak. Ek wil bid, Here, dat ons vandag hier op Vadersdag 'n besluit neem, as ons nie goddelike vaders is nie. As ons is, laat ons dit sal doen wat die Here vir ons sê om te doen. Dat ons koning, priester en profeet van ons huis sal wees, so die Here wil hê ons moet wees, sodat ons kinders ook dit kan wees, die nageslagte sal voortgaan. Dankie vir die Heilige Gees. Here, dankie dat U met my en elkeen praat. Laat ons 'n besluit neem vandag, om goddelike vaders te wees. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen en amen.